Hartlik goeiemôre liewe broeder en suster in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Mag vanmôre se boodskap vir ons tot seën wees. En my bede is dat die Heilige Gees ook vandag in jou hart sal werk en jou in die geloof sal versterk. Dankie dat u vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring. En vanmôre gaan ons saam lees Openbaring 9 vers 1 tot 12. Die 5de engel het toe op sy trompet geblaas. Ek het 'n ster gesien wat van die hemel af op die aarde geval het. En die sleutel van die skag na die onderaardse diepte is aan hom gegee. Hy het toe die skag na die onderaardse diepte oopgemaak. En daar het rook uit die skag opgestyg, soos die rook van 'n groot oond. Deur die skag se rook is die son verduister en het die lig donker geword. Toe het daar uit die rook sprinkane oor die aarde uitgeswerm. Aan hulle is dieselfde vermoë gegee as wat skorpioene op aarde het. Hulle is aangesê om nie die gras van die aarde, die plante en die bome kwaad aan te doen nie, maar net die mense wat nie die seël van God op hulle voorkoppe het nie. Hulle is nie toegelaat om die mense dood te maak nie, maar wel om hulle 5 maande lank te pynig. Die pyn wat hulle veroorsaak het, is soos die pyn as 'n skorpioen 'n mens steek. In daardie tyd sal die mense die dood soek en dit nie vind nie. Hulle sal verlang om te sterwe, maar die dood sal hulle ontwyk. Die sprinkane het gelyk soos perde wat reg staan vir oorlog. Op hulle koppe was daar iets soos krone, wat gelyk het asof dit van goud is. Hulle gesigte was soos die gesigte van mense. Hulle het lang hare gehad soos vrouens se hare, en hulle tande was soos die van leeu's. Hulle borskaste was soos ysterharnasse. Die gedreun van hulle vlerke was soos die gedreun van baie strydwaans met perde wat opruk vir oorlog. Hulle het sterte met angels, soos die van skorpioene, en in hulle sterte is hulle vermoë om die mense 5 maande lank kwaad aan te doen. Hulle die engel van die onderaardse diepte as koning oor hulle. Sy naam in Hebreëus is Abaddon, en in Grieks het hy die naam Apollyon. Die eerste wee is verby. Kyk, daar kom nog 2 hierna. Broeder en suster, Johannes het 'n gesig, 'n visioen van Jesus Christus ontvang op die eiland Patmos, wat hier in die boek Openbaring beskryf word. Die meeste van hierdie woorde wat ons hier lees, is simboliese taal en moenie letterlik opgeneem word nie. Daar is egter tog 'n betekenis aan dit wat Johannes hier neergeskryf het, want dit kom van Jesus Christus self. En dit is vir ons 'n beskrywing van dit wat in die laaste dae gaan gebeur op aarde. En hoe Jesus Christus as die volmaakte middelaar gaan optree. Die mense van die wêreld gaan in die laaste dae geweldig goddeloos wees. Maar God het 'n spesiale seël op die voorkoppe van al sy kinders geplaas. Hulle het 'n merk van God ontvang, wat hulle sal onderskei van die goddelose mense. Oor die mense wat nie in Jesus Christus wil glo nie, wat weier om tot geloof in die drie-enige God te kom, sal daar 'n verskriklike oordeel wees. In ons teks van vanmôre sien ons spesifiek hoe Johannes hierdie oordeel beskryf. Hy beskryf dit in simboliese taal deur sprinkane. Daar sal 'n engel vanuit die hemel op die aarde val, en hy sal die sleutel van die skag na die onderaardse diepte in sy besit hê. Hy sal daardie skag oopsluit en uit daardie donker dieptes van boosheid en goddeloosheid
sal daar hierdie sprinkane uit voortkom. Dit sal so baie wees, dat die son verduister sal word en die lig donker word. En dan sien ons gee Johannes 'n beskrywing in hierdie visioen, van hoe hierdie sprinkane lyk, wat hulle alles hier op aarde gaan doen, en dat daar regtig miljoene van hulle gaan wees. Nou broeder en suster, hierdie is alles simboliese taal van dit wat uit die donker dieptes van die aarde uit voortkom, naamlik demoniese magte en bose, slegte geeste, wat op aarde vrygestel sal word deur 'n engel van die Satan. Hierdie engel van die Satan sal soveel skade veroorsaak, en dit sal soveel hartseer en pyn in mense se lewens veroorsaak, dat dit sal wees soos skorpioene wat mense sal steek. Hierdie hartseer en pyn en ellende is alles dinge wat die mense in die laaste dae sal tref. Maar dit is slegs vir hulle bedoel wat nie in Jesus Christus glo nie. In ons teks van vanmôre staan dit uitdruklik dat die wat die seël van God op hulle voorkoppe het, nie geraak sal word deur hierdie verskriklike oordeel nie. Hulle sal nie hierdie pyn beleef wat hierdie bose magte sal bewerk oor die aarde nie. Broeder en suster, ek en jy wat deur Jesus Christus vrygekoop is, sal altyd deur God beskerm word. Ons is in die hande van die lewende God. Geen bose mag of bose gees sal enige houvas op jou lewe kan hê nie, want jy is kosbaar en jy is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. En maak nie saak hoe erg dit in die laaste dae gaan word nie. Jy is 'n koningskind. Jy sal gered word. Jy sal beskerm word deur die bloed van Jesus. Jy sal 'n oorwinnaarskroon dra. Jy sal die ewige lewe ontvang. Hierdie oordeele wat deur Johannes beskryf word in ons teks, is bedoel vir die goddelose mense. En daar sal verskriklike pyniging vir hulle wees, omdat hulle weier om God hulle verlosser te maak. Omdat hulle weier om tot bekering te kom, en omdat hulle bly volhard in hulle sonde. Môre gaan ons verder met die volgende deel van hierdie hoofstuk, en my bede is dat die Here jou tot nuwe nadenke sal lei oor jou eie lewe. Maak seker, jy is kind van God. Maak seker Jesus is jou verlosser. En leef die troos uit, jy is vrygekoop deur die kosbare bloed van jou Heiland. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie vir 'n wonderlike dag uit U hand. Dat U ons God en Vader is, wat deur U Seun Jesus Christus ons U kinders kom maak het. Dankie dat U ten goeie oor ons lewe beskik. Dat geen bose magte enige houvas op ons lewe het nie. Here, maar dat U vir ons styf vashou, dat U ons lei en ons die oorwinning gee. Dankie vir hierdie nuwe dag. Laat ons vandag ons allerbeste gee vir die Allerhoogste God. Help ons om ons lewe aan U toe te wy en om gehoorsaam te gaan lewe tot U eer. Vul ons harte vandag met U vrede. Beskerm, behoed en bewaar ons en lei vir ons op ons lewenspad. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie vriende, 'n geseënde dag vir u.